Okay, dit lyk vir my of ons wel alive is. So welkom by die die derde episode of die derde les van Comforted or Consecrated. As jy vanaand vir die eerste keer inskakel, wil ek jou regtig aanmoedig om week 1 en week 2 se lesse ook te gaan kyk. Ons is besig om deur Genesis te bestudeer. En die rede hoekom ek die eerste boek wil gebruik as tekens van hoe ons vandag nog steeds prakties in ons lewens moet lewe, is om net te bewys hoe hierdie lesse vroeg in die Bybel plaasgevind het en sommer vroeg in ons lewens uitgesorteer moet word. En dis grootendeels die les van gemak en hoe gevaarlik gemak is, wat gemak by ons kom roof, hoe dit vir ons lyk en wat dit vir ons beteken. En baie van ons voel dikwels ons is dalk nie so vasgevang in gemak nie. Of ons wil glo en dink ons is gehoorsaam en ons wil glo en dink ons is we're doing the thing, we are obedient, maar eintlik nie. So die eerste les het gegaan oor Adam en Eva en die gemak wat hulle gekies het in hulle kos, en toe laasweek het ons gesels oor die twee boeties, Kain en Abel, en hoe dikwels ons maklik eintlik 'n Kain kan wees, alhoewel ons hartsintensies is om Abel te wees. En nou vanaand gaan ons bietjie in Abraham se storie ingaan met Lot spesifiek as die fokus, en wat hartseer vir my is hoe ons, en ek praat, as ek van ons praat ek eintlik baie meer van myself, eintlik wat sterk Lot eienskappe ook in ons lewens het. So ja, ek wil jou regtig uitmoedig of aanmoedig om 1 en 2 se les ook te gaan kyk. Jy kan nog die e-boeke koop van die vorige lesse en dit saam en weer deurluister en weer die e-boeke se vrae gaan self studeer. Vir die dames wat e-boeke het, julle is nou vanaand met my in week 3 se e-boek, julle het hom vandag ontvang. So julle kan met my saam volg. Ek sal in my notas of wat ek praat vir julle sê op watter bladsy van die e-boek ek is, so julle kan bybly. En ek dink dit is regtig net lekker om jou eie hartstoets en jou eie introspeksie en jou eie heart check te doen terwyl ons die sessie doen, en dan natuurlik so wat ons afeindig, tyd te gaan maak by die Here en net stil te raak en te hoor wat wil hy vanaand vir jou sê of vir jou wys in vanaand se les. So, week 2. Week 3. Julle gaan my genadig wees, want my kop is oral, maar when I am weak, God is strong. So ek gaan so ver as moontlik by my notas bly en op die regte verse en skrifte vir julle gee. So ons fokus vanaand op Genesis 12 en 13 en dan sekere verse in Genesis 19. So in jou e-boek, as jy nou saam met my op bladsy 1, die titelopskrif is God se roep kom altyd met 'n verlating. So as ons begin in Genesis 12 lees, is die eerste vers, een van die verse waarop ek wil fokus. En dit sê daar, the Lord had said to Abram, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. Hallo julle almal, dankie vir almal wat hallo sê. Hallo julle almal, ek sien dit. Ek waardeer almal se boodskappe en omgee. So ek sien almal se boodskappe raak. So Genesis 12 vers 1 begin met leave your country. So die eerste ding wat God vir Abraham sê is nie Abram receive and then you leave nie. Hy sê vir Abraham leave. En dit is 'n patroon wat ons reg deur die Bybel sien. So ek hoop nie dat dit vanaand vir jou die eerste encounter van you have to leave before you receive nie. So God tells Abram to leave. He doesn't tell Abram to receive. Hy sê aan die einde, to the land I will show you. Daar's die receive, maar die eerste sin begin met leave. En die patroon reg deur die Bybel, 'n paar karakters is Moses wat Egipte moes verlaat het, die Israeliete wat deur die woestyn moes gegaan het, die disippels wat hulle nette moes gelos het, en Jesus wat sê take up your cross and follow me. So
Ons roeping begin altyd met 'n skeiding of die agterlaat van iets. En God roep jou uit iets voordat hy jou in iets kan bring. So ons dink nou baie kere dat hierdie moet 'n drastiese ding wees, 'n groot skuif, ek moet 'n groot iets agterlaat. Maar ek gaan vir julle wys, wat is hierdie leave something to receive something. God gaan dikwels 'n skeiding in jou lewe toelaat before he brings you into something. So God vra vir Abraham in die skrif vers 1 om 3 goed te los. Hy sê vir hom, go from your country, your people and your family. Hy moet sy plek los, hy moet sy mense los en hy moet sy sekuriteit los. Okay. So it's rather a big task. Hy moet 'n groot ding doen. He's got to leave a big thing. En hy doen vandag presies dieselfde in my en jou lewe. God roep my en jou ook om goeders te los. Daai skeiding wat moet plaasvind. So eerstens roep God ons soms uit sekere omgewings. So party mense kan nie groei nie omdat hulle konstant in omgewings wil bly wat hulle afbreek. En dit partykeer kies ons vir onsself. So praktiese voorbeelde. Vriendinne wat jy bly in 'n vriendekring by vriendinne wat altyd negatief praat of altyd skinder. Jy bly in sosiale kringe waar sonde genormaliseer word. Werksplekke waar jou integriteit gecompromise word, geselskappe wat jou roeping kleiner maak. Dis alles praktiese voorbeelde van hoe ek en jy kies om in omgewings te bly, alhoewel ons weet, in terms of the heart, we don't fit here, but the flesh wants to stay. So jy kan nie Sodom se kultuur wil behou, maar Abraham se blessing wil hê nie. Want dis die groot verskil hierso. Abraham het alles agtergelaat wat hy God vertrou en there was a promise on the road. Lot aan die ander kant wou die Sodom gemak gehad het, dit wat vir sy oog en sy hart gemaklik gevoel het. En ons vandag doen presies dieselfde. Ons soek die kultuur van Sodom, maar ons soek die blessing van Abraham. So vir 'n oomblik wil ek hê met jou net so in jou notas of op jou papier net skryf, uit watter omgewing wil God my skuif? Uit watter omgewing wil God my skuif? Waar is ek besig om nie te groei so wat ek moet groei nie? Die tweede plek of die tweede manier van skeiding wat God vir my en jou van ons verwag, is God roep ons uit ons ou identiteite. En hierdie is 'n moeilike enetjie, want ons hou vas. Ek meen, hier's die woorde nog steeds, identity, lie-identity. Dit bly hier vir solank wat ek hierdie ding moet oefen elke dag. Leef ek in 'n plek van my lie-identity, of leef ek uit 'n plek van my identity? So, God roep ons uit ons ou identiteite, want baie mense leef nog in 'n identiteit wat God nie oor jou praat nie. Voorbeelde, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nooit verander nie, dis maar net hoe ek is. My familie was nog altyd so ek is nou maar altyd so. Maar hoor gou hoe mooi sê God in 2 Korintiërs 5 vers 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. He is, nie he becomes a new creation or he will be a new creation. Nie? If anyone is in Christ, he is a new creation. Maar dan wonder ek hoeveel van ons sukkel om in hierdie new creation identity wat God vir ons gegee het te lewe. Mense sê iets oor ons gryp dit aan, ons plak dit vas. Juffrouens sê iets vir ons kinders, ons gryp dit aan, ons plak dit vas. Ek het een taak by die werk nie reg gekry nie, my baas sê iets vir my, ek gryp dit aan, ek plak dit vas. Nadat as ek so vol labels geplak het, ek eintlik nie meer weet tussen al hierdie labels, wat is ek en wie sê God oor my nie. En dan is dit moeilik as dit nie vas is in jou hart om uit daai identiteit uit te lewe nie. Dan, die derde ding waaruit God ons roep, wat so skeiding kan voel, is God roep ons uit gemaklike gewoontes uit. So comfort is een van die grootste vyande vir my en jou roeping. Voorbeelde van gemaklike gewoontes. As iets moeilik raak, dan stel ons dit uit.
Uitstel is 'n maklike, slegte gewoonte. Gebrek aan dissipline. Dit is 'n gemaklike gewoonte. Nou, hoe lyk gebrek aan dissipline? Wel, jy sê vir jouself, ek weet dat my lyf is 'n tempel van die Here, maar vandag gaan ek nou maar nog net aanhou eet wat ek moet eet. Ek weet dit wat ek eet, moet ek nie eet nie, maar ek gaan vandag nog 'n keer aanhou. So gebrek aan dissiplines, ongesonde eetpatrone, geen tyd vir God afstaan nie. Jy lewe op autopilot maandag tot Vrydag. Hierdie is alles net klein en vinnige voorbeelde van slegte gewoontes wat gemaklik geraak het en besef net dat dit raak die grootste vyand van jou roeping. En dan, God roep ons soms nie na iets niets toe nie, hy roep ons uit iets oud uit. So ek dink vir myself wat ek hier geskryf by die gemaklike gewoontes dat as jy nou hierdie skrifgedeelte gaan lees, dan gaan jy sê, okay, hier is die belofte, eyes is on the promise. So ek gaan hierdie maklik regkry. Maar as daar nie nou dadelik 'n promise is nie, is dit nie wat God iets van jou weerhou nie. He wants to take you out of something old. Because that something old doesn't grow you, doesn't serve you, doesn't do anything for you. En dan die laaste een van die 4 punte wat God gewoonlik doen wanneer dit kom by die skeiding, is God roep ons uit ons beheer. En net vanmiddag praat ek met 'n vriendin wat vir my sê, hoe baie van ons stres oor stuff that is out of our control. We stress about the things that we literally cannot do something about. Dis buite ons beheer. Ek wat nou wag vir antwoorde môre. Kan ek iets omtrent dit doen? Nee. Ek kan 1000 keer my e-mails refresh en kyk of die scan verslag ingekom het of die foto's ingekom het. Nou 1000 keer die praktyk nog bel en vra, is al iets gebeur? Het al iets ingekom? Ek gaan môreoggend 8:00. Ek kan in my hart weet wat ek het. Ek kan myself voorberei vir die ergste of ek kan myself voorberei vir die beste. Ek kan vir myself sê, ek mag dalk verras wees, maar my God is nie verras nie. Het ek beheer oor dit? Nee. Het ek beheer wat môre gaan gebeur? Nee. Het ek beheer môre gaan lyk? Ons is besig om te bou hier buitekant. Die bouers kon nie vandag bou nie. Dis reën, so die dag is 'n dag uitgestel. Okay? Kan ek iets omtrent dit doen? Nee, dis buite my beheer. Kan ek iets doen omtrent die werkskollega met 'n swak attitude? Can I do something about it? About her attitude or his attitude? But I can control how I react to it. And do I react from a place of comfort or from a place of consecrated? So hoe lyk my hartstoestand? Abraham het nie geweet waarheen hy op pad is nie. As God vandag vir jou hierdie selfe woorde moet sê, en besef net gou, God praat hierdie woorde en 60 jaar oud is. Okay, so 75, sê God vir hom, go from your country, leave your people, and leave your father's house of, ander los jou familie, los jou wat jy ken, and go to the land that I will show you. Nou as God dit vanaand vir jou moet sê, go. Gaan jy maar 'n skelm sakkie pak met 'n paar van jou belangrikste goedjies in, or are you willing to leave everything? Weet waarheen? Baie van ons wil hê God moet 'n prentjie gee, jy gaan so gaan, en dan gaan jy 3 dae deur daai bergpas gaan, en dan gaan jy 5 dae se opdraande hê, en dan kan jy vir 2 nagte gaan rus, daar's 'n hotelkamer wat vir jou gaan wag, en dan as jy by die eiland sien, en dis die land vir jou. God gaan altyd die hele prentjie of die hele pad neem. Maar ons roeping werk anders. Ons roeping sê, God wys die volgende hele pad neem. Nou ek sien nie sê my wifi skakel. As jy nou net vir my gaga nie ek nog steeds hierso. Kyk, maak dit gou so.
Okay, kom ons kyk nou. Okay. So, ek gaan net kyk of hy aangaan weer. Daar's hy behoort nou weer aan te wees. Okay. Hier's 'n paar van julle wat sê hulle sukkel om my te hoor. As julle net my kan laat weet in die comments of julle my nou beter kan hoor. Ek het net gou oorgeskakel na 'n ander Wi-Fi toe. Ek gaan intussen aangaan, ek hou die comments dop. So, in ons roeping sê dit, God gaan vir my die volgende stap wys. Vir vandag. I can't control the outcome. Ek weet nie wat die eindbestemming nie. I know that there's a promise and he's going to give me the next step and the next step and the next step. Baie van ons wil God se beloftes hê, maar min van ons wil dit wat God van my en jou verwag om te verlaat, dit agter ons te los. Put behind us. Baie min van ons kry dit reg. Baie min van ons wil daai nie doen nie. But we want the promise. Kom ons sê jy rook of jy vape of jy drink elke aand 'n glasie wyn. Jy weet dat jy weet, dis ongemak. Jy het nie 'n lekker gevoel hieroor nie. You know that you should put that thing down. Dis jou comfort, dis jou troosting, dis jou beste maatjie. Instead, God's asking you to leave something, trust in him, so that the next thing can come. Wat is die een ding wat God al lank vir jou sê? Leave this thing, leave this place, leave this person, so that I can lead you. Dit is my een vraag op Genesis 12 vers 1. Leave this thing so that I can lead you. Kyk, sien die klank is beter. Op bladsy 6, volgende section, is Lot se grootste fout. So, hier's waar my en jou lewe ook nou gaan in die prentjie kom. So, Lot se grootste fout, die van julle wat nou nie Lot se storie ken nie, Lot en sy vrou, moes saam met Abraham gaan, die Here sê, los, wat doen die tweekies, wil wat in Sodom bly, Sodom is lekker, kom ons hang bietjie rond in Sodom en Lot se vrou, kyk terug. So, Lot het te veel teruggekyk met sy oë. So, Genesis 13, vers 10. Gaan ek gou vir julle lees. So Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out towards east. The two men parted company. Okay, so, kom ek vertel ek gou hierdie konteks. Die Bybel sê vir ons in die skrif dat Lot het gekyk, Lot het gesien en Lot het gekies. Dit is Genesis 13 vers 10 tot 11, as jy saam met my volg. So hy het gekyk, toe het hy gesien en toe het hy gekies. So wat doen Lot? Lot kies vir hom, kyk, een stapie terug. Abraham en Lot moet nou dele kies en Abraham gee vir hom die keuse om nou te kies. Ons gaan nou dit behandel. So, wat doen Lot? Lot kies volgens wat goed lyk, wat maklik lyk, wat vinnig lyk en wat gemaklik lyk. So hy sien die land wat goed lyk, well watered, en hy sê, okay, hierdie moet dan vir my wees, want dit lyk goed, dit lyk of dit maklik kan wees daar, dit lyk of dit vinnig gaan werk, en dit lyk of ek 'n gemaklike lewe gaan hê. Maar hy mis die detail, en baie van ons mis hierdie detail in ons lewens ook. En dit is Genesis 13 vers 13. 13 vers 13 sê, the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Daai kies Lot om nie raak te sien nie. So sy oë het gekyk, gesien, gekies. Maar sy oë kies doelbewus om nie te kyk, te sien en te kies rondom die mense wat in die omgewing bly nie. So baie van ons doen presies dieselfde. Ons bly in vriendegroepe of in situasies of in scenario's want dis gemaklik,
dit is makliker, dit lyk goed, maar ons assosieer with the wicked people of that area. En hier's jou aha moment. Die grond was vrugbaar, maar die omgewing was korrup. You might be staying in the most fruitful place at the moment. Maar as jy in 'n omgewing van korrup is, it will pull you down. So soms is die grootste gevaar nie armoede nie. Baie van ons as ons die keuse gaan moet kry, okay, kies jy land A, Lot, of kies jy land B, Abraham. Ons gaan nie uit vrye wil die swakker een kies van die twee nie. We want to choose the better option. We want to choose the better deal. Dit maak ook net sin. Hier kan ons boerdery opsit, hier gaan ons oeste hê en we're going to have great harvest. Ons wil almal beplan en vorentoe sê, wel, hierdie kant moet reg wees. Ek gaan hierdie kant kies. Die gevaar is nie die land met die armoede nie, of die plek met die armoede, of die seisoen van swaar, of die seisoen van verdrukking nie. Dit is nie die grootste gevaar nie. Die grootste gevaar is dat voorspoed of blessing in 'n verkeerde plek. En hoeveel keer kies ons blessing, a promise, but it's in the wrong place. It's in the wrong area. It's for the wrong time. It's with the wrong people. I mean, hallo. Ek kry so baie kere vra op e-pos van ongetroude meisies wat nou 'n kerel ontmoet het wat vir my sê, ja, maar jy weet hy is so 'n goeie mens en hy is goed vir my en hy het die mooiste maniere, maar hy dien nie die Here nie. Of hy sommer 'n ander geloofsgroep. Well, you've got the blessing, but in the wrong place. Jou omgewing is korrup. So we choose this for ourselves. En dan, as jy die weerspieëling maak op bladsy 7 en jy gaan kyk na wat het Abraham gedoen, dan lyk dit heeltemal anders. So in bladsy 7 van die e-boek skryf ek die groot verskil tussen Abraham en Lot. Was nie hulle intelligensie nie, was nie die geleenthede op die grond nie, because they both had it. They both had intelligence, they both had equal opportunity, and they both had land. Maar dit het gegaan oor die vertroue. Nou kyk na Lot se lewe en kyk na Abraham se lewe. Lot het gekies volgens wat hy kon sien. Abraham het geleef volgens wat God gesê het. Nou imagine gou vir my. Ek gaan nou gister hospitaal toe, doen my dinge, kry die verslag, nog die prentjies kry, da. Ek kan nou outomaties in 'n lot ingaan. En dalk was ek gister vir 'n paar oomblikke in 'n lot mindset. Gaan ek gaan waar volgens ek kan sien. Want wat ek op die oomblik sien, lyk nie goed nie. Gaan ek kyk of gaan ek glo net dit wat ek sien? En dit wat ek sien word dan waarna ek kyk en wat ek kies. Of gaan ek Abrahams gesindheid hê wat sê, ek gaan leef volgens dit wat God gesê het. En die probleem met Abraham, wat ek en jy nie reg kry nie, is ons weet nie wat het God gesê nie, want ons spandeer nie tyd in sy woord nie. En dan sukkel ons om Abraham gesindheid te hê, en dan skop Lot in, want ons kan meer sien, daar's meer wat my oog kan raak sien, wat my omstandighede beklemtoon, of my omstandighede versterk, so dit maak nog net sin. Hierdie is 'n slegte uitspraak, hierdie is iets negatief wat na my kant toe gaan kom. So Genesis 13 vers 8 tot 9, gaan ons gou lees, wat sê hulle hierso. So, dit sê hierso, so Abram said to Lot, let's not have any quarrel between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I will go to the right. And if you go to the right, I will go to the left. So, wat ons weer gaan hier moet verstaan. In die setup is Abraham die oudste. So hoe dit gewerk het in daai tyd, is die oudste kies eerste. Die eerste seun en die eerste gets the promise, right? Nou sê Abraham, okay, toe maar. Ek gaan my ouderdom een kant neersit, ek gaan alles rondom my
wat ek moet en mag kan doen volgens hiërargie en kultuur, let's put that away. You're a close relative of mine, so ek gaan jou die kans gee om die land te kies. Jy kan of links of regs kies. Wat ook al een jy kies, I'll go with the other one. So, Abraham laat Lot eerste kies. Hy het eerste keuse. En Abraham gee die weg. Hoekom? Hoekom doen Abraham dit? Want Abraham verstaan die volgende. Abraham verstaan dat my voorsiening kom nie van die grond wat ek gaan kies nie. My voorsiening kom van God. Daarom maak dit nie vir hom saak as hy laaste gaan kies, al is hy die oudste, dat hy laaste gaan kies, maar hy mag eintlik die beste kies. Dit maak nie vir hom saak nie. Sit jouself gaga in daai situasie. Die een land, of die een deel van die land, lyk belovend, dit lyk gemaklik, dit lyk gerieflik, dit lyk vrugvol, dit is 'n prentjie van, there is sukses, en jy kan dit sien sommer van die berge af. Die ander kant lyk nie so goed nie. This is a tough one, want wat een kies jy? Ek sal baie hard met myself praat, want ek sal ook soos Lot die beste wil kies. Want dis vleeslik. My vlees sê, daai moet die regte keuse wees, daai is wat God vir my bestem het. En hier kom Abraham, hy lê kultuur neer, hy lê gesag neer, hy lê sy autoriteit neer, en hy sê vir die jongste, kies jy eerste. Dit maak nie saak wat jy kies nie, of jy links kies, dan gaan ek regs. As jy regs kies, gaan ek links, want my voorsiening kom nie uit die stuk grond uit nie. Al gee jy vir my die slegter stuk grond, vertrou ek dat God my voorsiener is. En dit was vir my, tussen my oë, aha moment. Stap ek in by 'n werksplek. Baie vrouens sê Jeronine, ek geniet nie my werk op die oomblik nie. Dit is sielsuitputtend, dit is sielsdreinering, ek wil nie meer hier wees nie. You are there for a reason and for a season. Kan jy vertrou dat God jou voorsiening is in hierdie plek waar jy nie wil wees nie? That he is leading you through the mountain, through the valley, over the mountain. Kan jy dit vertrou? Kan jy God vertrou vir 'n nuwe baba, vir 'n diagnose op jou gesondheid, vir 'n huwelik, vir 'n kind? Of kyk jy in daai stuk ding in vas en verwag dat daai ding, daai situasie moet homself uitsorteer, moet homself voorsien, moet homself regkry? Of leef jy soos Abraham uit 'n mentaliteit wat jy sê, it doesn't matter what's in front of me. It doesn't matter if I don't know what my future look like. It doesn't matter because God is my provider. Hier's 3 goed wat ek en jy kan leer by Abraham, net in Genesis 13. Abraham het God vertrou meer as sy omstandighede. Lot kyk na op die water, die groen grond en die voorspoed op sy gedeelte van die land. Abraham kyk na God se belofte. Genesis 12 vers 2. Ek spring nou baie rond tussen 12 en 2, maar Genesis 12 vers 2. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. So dit gebeur in Genesis 12 voor Lot kies. So Lot kies eerste, hy los die outomaties die slegter gedeelte vir Abraham en die skrif sê, I will curse those who curse you. Lot kyk na sy oë en maak die keuse. Abraham onthou God se belofte. Abraham sê, I will make you into a great nation. So dit beteken dat ek vir hierdie seisoen op die slegter gedeelte van die land moet bly. I'm not going to forget the promise. The promise is God will make me a great nation. Hierdie kan nie my eindbestemming wees nie. Hierdie kan nie die finale plek wees nie. But I'm trusting God because he is my provider. Wanneer God 'n belofte gee, word die geografie irrelevant, word jou gesondheidsdiagnose irrelevant, word jou finansiële toestand irrelevant, word jou omstandighede en die unity en die
al die goed wat ons so kan vaskyk, wat nie vir ons werk nie, wat ons omstandighede vir ons net so 'n sterke realiteit maak. All of those things becomes irrelevant. As God vir jou 'n blessing gee, the other things becomes irrelevant. God does not give us a promise based on our emotions. He gives us a promise based on His capacity. And that doesn't change. That does not change. God kan jou seën, selfs in 'n woestyn. God kan jou seën, self in 'n moeilike werk. God kan jou seën, self op 'n onbekende plek. Maar ons wil nie by daai plekke gaan stop nie, because we don't think that the promise is there. We don't think that that's part of the process of getting closer to our blessing. So ek sê vanaand vir die vrou wat moet hoor, God kan vir jou 'n blessing gee, seën uitspreek, selfs in 'n woestyn. God kan jou omstandighede verander, selfs in 'n moeilike werk. God kan jou seën uitspreek oor jou lewe en jou abundantly bless in onbekende plekke. As God daar is die voorsiening daar. En baie van ons kom nie by die voorsiening uit nie, kom nie by die seën uit nie, kom nie by die blessing uit nie, because we're not humbled on the journey of becoming. Want baie keer sê daai journey of becoming, let something go, make yourself the lesser, get down, take up your cross and follow me. Ons wil nie eers ons eie kruise optel en dra nie, but we want the blessing. So nommer 1, Abraham, wat ons leer by Abraham, is Abraham met God meer vertrou as sy eie omstandighede. Nommer 2, ware vertroue het nie ons ingryping nodig nie. So toe Lot die beste grond gekies het, wat het Abraham gedoen? Dink jy Abraham het hom uitgerol en hom gestoei en gewrestle en te kere gegaan en geveg en gesê, nee, wow, ek het 'n fout gemaak. Ek is die oudste, ek mag eintlik eers kies. So hoor gou mooi Lot, jy het dan nie meer 'n keuse nie. Ek gaan daai een wat jy gekies het, die beste grond, ek gaan hom kies. Nee, glad nie. Hy was nie bang dat Lot die beter land sou gekies het of die beter deel van die grond sou gekies het nie. Want mense wat God vertrou, weet, wat vir my is, kan niemand by my steel nie. Nie eers hierdie stukkie grond, wat soos die beste stukkie grond lyk nie. You can have it, Lot, want as jy vir my die ander stukkie gee, weet ek dat hierdie kan nie God se beste vir my wees nie. Mense wat God vertrou, weet dat niemand kan dit by hulle steel nie. Ons probleem vandag is ons probeer selfversekerd te kry wat God klaar vir ons beloof het. En daar's soveel voorbeelde van hierdie. Jakob en Esau. Esau is die oudste, Jakob is die jongste. Esau moet volgens kultuur en ouderdom moet Esau die blessing kry. God spreek die blessing oor Jakob. Nou gaan alles in hierdie gesin te mekaar. Wat doen die mamma? Die mamma besluit ook, ek moet nou hierdie boetie van my help, babietjie van my help om by hierdie blessing uit te kom. Pappa gaan nou die blessing oor Esau uitspreek, so ons gaan nou vir Jakob vermom, hy gaan nou soos Esau aantrek en hier gaan sy, and she manipulates the situation so that Jacob gets the promise. Sy vergeet dat die belofte is klaar op Jakob. Dat God het nie sy belofte teruggetrek en sy plan verander en sy kapasiteit gaan verander nie. It's already his. En sy kom manipuleer die situasie. En wat gebeur? Isak vertrou aan nie meer nie. Esau wil sy boetie gaan vermoor en Jakob moet vlug. Jakob moet vlug, sy verloor al 3 haar primêre verhoudings, omdat sy die proses to the blessing manipulate. Ek en jy doen vandag dieselfde. We've got the promise, but we want to self-secure the promise. Uit ons eie effort, uit ons eie mag, uit ons eie vermoë, wil ons hierdie belofte gaan verseker. Selfverseker in ons lewe, ons gaan vasmaak vir onsself, in ons eie kapasiteit. En dan veroorsaak ons baie meer skade, as wat ons eintlik enigiets reg kry. Ek sien hier is nou baie vrae, wat hier gaan, dankie Elisna, ek sien jy is hierso, wat is die vraag? Ek slaap maar waar koop ek die Bybels? Ja, jy kan net vir Elisna en op die WhatsApp nommer of op die e-posadres vir ons die e-pos stuur, ons kom terug na jou toe. So, Abraham het God meer vertrou as sy omstandighede en Abraham se vertroue of Abraham weet dat ware vertroue
het nie my ingryping nodig nie. So ek weet dat ek weet wat God se beloftes oor my lewe is. Gister en die dag van môre en is baie moeiliker gesê vir my as wat ek dit nou gaan uitblabber. As ek dit weet dat ek weet, then tomorrow is not the final destination. Dat ek hoef nie nou harder te druk, harder te werk, my eie ingryping te moet gaan kry nie. I can just go back to my war room. I can just go back to the sacred place. I can just go back to his arms and I can just remind me about his promises, about his faithfulness, and I can tell myself who he is. En dan gaan ek weet dat ek hoef nie in te gryp nie. Dat al sê my omstandighede die teenoorgestelde as die belofte, as ek God vertrou, weet ek dat niemand dit by my kan steel nie. Niemand. Maar ons raak afgesonder en ons raak te betrokke in die omstandighede that we lose focus of the promise. Wat is die derde ding wat ons by Abraham leer? Die derde ding wat ons by Abraham leer is God seën Abraham nadat hy losgemaak het of nadat hy laat gaan het. Waar lees ek dit in die skrif? Kom ek lees gou vir julle. Ons gaan nou weer spring na Genesis 13 vers 14. Hoor gou wat sê hy in Genesis 13 vers 14. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and the south, to the east and the west. All the land that you see, I will give to you and your offsprings forever. So wat gebeur hierso? God praat met Abraham nadat Lot weg is. Hy praat met hom nadat Lot weg is. Ek wil regtig hê dat hierdie moet by julle insink. Miskien voel jy dat God praat nie. Hy's stil al vir seisoen op seisoen op seisoen. What is the one thing that you need to part from? Let it go. Wat is daai een slegte gewoonte? Wat is daai een vriendekring of plek waar jy nie hoort nie, maar jy hang maar nog 'n bietjie daar uit en is gemaklik nie, voel nie alleen nie en is comforting. Soms kan God eers die volgende belofte vir my en jou gee wanneer sekere dinge uit ons lewe verwyder is. God kom eers na al hierdie. Hy sê vir Abraham in die begin van Genesis 12, gaan, los alles agter jou, just go to the land that I will show you. Dan spreek hy belofte oor hom uit. Hierdie is jou belofte. Dit is nog nie in jou hand vir jou neergesit nie, maar hierdie is jou belofte. Maar doen wat ek moet sê. Nou kom Lot saam. Nou sien jy 'n striweling tussen die twee, want hierdie een se herders wil daai een se herders seermaak en na. Abraham staan terug. Hy sê, kies jy eers, dan kies ek. Hy kies met die weet. Hy maak hierdie en hy weet he's gonna lose the best part. Hy maak hierdie besluit, Lot kies en Lot gaan. En toe hy gaan, toe kom die Here eers in en hy sê vir hom, wel, kyk noord, kyk suid, kyk oos, kyk wes. Alles wat jy sien, dit is joune. So Lot het gekies volgens wat hy kon sien. Abraham het gewag vir wat God sou kom wys het, is syne. Hier's jou aha moment. Hoeveel keer kies ek en jy iets in ons lewens wat ons dink, kyk hoe lyk dit? Dis vrugbaar, dis goed, dis mooi. Hierdie moet wees wat God vir my het. Hierdie moet God se beste vir my wees. And then we choose that thing, but we miss that it was not God's best because we did not allow God to show us whether that was his best for us. Ek is so skuldig aan die en it's not even funny. En dis hoekom ek 2 jaar terug vir myself 'n quote geskryf het en neergeplak het op my bord wat sê, I'm going to say no to good things so that I can start saying yes to godly things. Baie keer sê ek ja vir 'n geleentheid and it's a good thing. Die geld is goed, die kliënt is oulik, die plek waar ek gaan oorslaap lyk amazing. It's a good thing. But is it a godly thing?
As ek nie rustigheid het en wag dat God my wys, yes, this is you, this is yours, go. Dan moet ek vrede maak met die feit dat ek baie keer die goeie ding kies, but I miss out on God's choice for me. Dis 'n tawe enetjie om te kou. Bladsy 9. Volgende gedeelte wat ek wil aanpak tussen Lot en Abraham is Lot het sy tent nader en nader aan Sodom gesit. So Genesis 13 vers 12 sê, and Lot pitches his tents near Sodom. So wat gebeur nou hier? Kyk gou hoe lyk die progressie. Eers is hy net naby Sodom. Dan is hy in Sodom en eventually kamp hy by die stadspoort. En as jy nie die stadspoort of die hekke van 'n stad verstaan nie, dis waar die leierskap gekamp het. Okay? Nou leierskap beteken dat jy was 'n baie hooggeagte persoon in daardie omgewing of in daardie stad. As jy by die stadpoort gebly het of by die hoofhek gebly het, was jy 'n baie welaf hooggeagte persoon van daardie omgewing. So Lot het homself, hy het eers naby Sodom gebly, so hy was bewus van Sodom, toe bly hy in Sodom, en toe het hy so deel geraak van die kulture en wie en wat Sodom word, dat hy word toe promote sommer na leierskapsposisie in Sodom. So hier's die antwoord rondom wat Sodom gedoen het. Wat begin het as 'n klein skuif vir gemak. Wat het hy gedoen? Hy het gekyk, hy het gesien, hy het gekyk, hy het gekies. Toe kies hy daardie gedeelte van die land where the people are wicked. Toe gaan bly hy eers naby Sodom. Toe beweeg hy in Sodom. Toe word hy so Sodom, promote homself en hy word in 'n leierskapposisie. So wat begin het as 'n klein skuif vir gemak, eindig in 'n lewe wat vasgevang is in korrupsie. Vasgevang. Daai progressie blyk vandag presies dieselfde in my en jou lewe. Ons sien iets, ons kyk, ons kies. Dan beweeg ons nader, ons bly te lank, word ingetrek, ons word soos daai vriendekring, ons praat soos daai vriendekring, ons raak soos daai vriendekring, ons vlees stoei, because ons gees stoei, want ons weet ons hoort nie hier binne nie, maar ons is so vasgevang deur 'n klein skuif vir gemak, dat wanneer ons oë uitvee, is ons vasgevang in korrupsie. Sonde in ons lewens gebeur baie dikwels, baie min, baie selde, smack bang met 'n groot sprong, hier spring ek in die diep kant van die swembad in sonde in nie. Baie min. Dit gebeur gewoonlik deur 'n klein compromise. You compromise on something that you know is not fitted for your soul. We know that we know. En die groot waarskuwing rondom hierdie gedeelte is my vraag vir jou is, waar pitch jy jou tent? Waar pitch jy jou tent? Are you okay to pitch your tent in the land that does not look as abundantly fruitful, soos die een wat Lot gekies het? Is jy okay om daar te pitch en God te vertrou vir die omstandighede, God te vertrou vir die voorsiening, God te vertrou vir die belofte? Of het jy miskien dalk in jou lewe 'n tent gekamp naby 'n Sodom? Want Lot het nie Sodom gekies omdat hy gerebelleer het of boos was of kwaad in sy hart gehad het nie. Hy het Sodom gekies omdat dit beter gelyk het. En ons verloor ons roeping omdat ons iets kies wat gerieflik vir ons lyk. Praktiese voorbeelde. Hoe lyk comfort? Om jou dissipline uit te stel. It's comfort. I'm sorry to say, it's comfort. As jy op 21 dag vas is, wat is 21 dae vas in die res van 'n leeftyd? As jy in daai 21 dae nou 'n koekie gaan eet, jy skuif jou dissipline uit. Om moeilike gehoorsaamheid te vermy, om grense te verslap en om te kies wat maklik is eerder as wat reg is. Daai is alles voorbeelde van 'n tent wat naby Sodom gepitch is.
Hier is jou onderskeiding as jy nog steeds met hierdie sukkel. Comfort gaan vir jou sê, protect your life. So maak jy baie keer keuses uit comfort because you're protecting your life. Want God gaan vir jou die teenoorgestelde sê en hy gaan vir jou sê, surrender your life. Jou bewys is Matteus 16 vers 25. Whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life will find me. Will find it. Comfort, nog 'n voorbeeld. Comfort gaan vir jou sê, what feels good right now? What looks good right now? What makes for my sanity brain sense right now? It needs to be that option. Dit moet die land wees wat Lot gekies het. Dit maak net sin. So, comfort sê, what feels good right now? Consecrated sê, what honors God long term? So, twee praktiese toetsies wat jy jouself baie vinnig kan vra as jy in daai stryk vasvang en sê, wat kies ek? Kies ek Lot se land of kies ek Abraham se land? Do I protect my life? I protect my life because hier gaan ons kan lewe, or do I surrender my life? Do I choose land A because it feels good for me right now? Ek soek hier lekker in die gemak right now. Or Abraham se kant wat sê, what honors God long term? What honors God? En dit bring ons by die groot vraag van vanaand se les van week 3. Is beskerm ek my gemak of bou ek my roeping? En daai is 'n vraag wat ek vir niemand kan antwoord buite jy vir jouself. Beskerm ek my gemak of bou ek my roeping? Bou ek aan my roeping wat God vir my gegee het? Want daarom moes ek myself vandag aan skrif gaan herinner wat oor my uitgespreek is in 2017 wat sê, the crushing will not be easy because your anointing is not cheap. Bou ek aan my roeping? Bou ek aan my testimony? Glo ek dat wat wat deur my gebeur vir God se glorie is, dat ek eendag set the captives free. Sit with the broken hearted. Hoe gaan ek hierdie pad stap? How am I possibly going to be a defender for the weak as ek nog nie self my eie weakness ervaar het nie? If you can understand that your anointing is not cheap, as jy die roeping op jou lewe kan verstaan, dan gaan jy besef dat ek kan nie gemak kies nie, want gemak steel soveel by my. Gemak kies wat nou maklik is, wat nou lekker is, wat nou goed lyk. En wat jy eintlik vir jouself moet vra, is beskerm ek my gemak of bou ek my roeping? Dan is die volgende gedeelte is bladsy 9. Wat gebeur met hierdie twee lewens wat eindig? So aan Abraham se kant, Genesis 13 vers 14 tot 15 sê God vir Abraham, lift up your eyes, all the land that you can see, I will give to you and your offsprings. En wat gaan doen Abraham, net nadat God dit vir hom gesê het? Wat gaan doen hy? Abram went to live near the great trees at Hebrew, where he pitched his tent. There he built an altar to the Lord. So hy het nog nie die belofte nie. Hy het die slegte gedeelte van die land gekry. Die Here kom terug en hy wys vir hom, al wat jy kan sien is joune. Wat gaan doen hy? Hy gaan bou altare, hy gaan wandel saam met God en hy word 'n vader van nasies. Hoeveel van ek ingesluit myself, when a blessing is spoken over our lives, do we go worship or do we go back into worship? Do we consecrate ourselves, separate ourselves, be with Jesus? En gaan sê ons dankie. Wat gebeur met Lot? Nou dit gebeur in Genesis 19. Lot, na al sy keuses, homself buite Sodom, in Sodom toe word hy sommer die leierskap van Sodom. Hy stak in compromise, stak in 'n korrupte lewe. Wat gebeur met Lot? Lot verloor sy stad word afgebrand, hy verloor sy besittings, hy verloor sy vrou word soutpilaar,
Hy verloor sy eer in die gemeenskap en waar eindig Lot op? Lot eindig op in 'n grot saam met sy 2 dogters. Dis waar Lot opeindig. So kan jy sien waantoe jou lewe op pad is as jy die 2 voorbeelde volg. As ons Lot se opsie of Lot se voorbeeld gaan kies en nie gaan leer uit sy lesse nie, waar gaan my lewe opeindig? Totale vernedering in 'n grot, in 'n gat, diep in 'n donker plek. Of kies ek om op God se belofte te vertrou, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak of iemand my die slegter land uitdeel nie. Ek vertrou God as my voorsiener. Ek vertrou God. Ek hoef nie in te gryp nie. I can stand back. I can look at what Lot does. Ek vertrou God. Ek hoef nie in te gryp nie. En dan te gaan sê, great, when I get to the other side, I worship God, I build my altar, I walk with him, I journey with him, I stay close to him. En Abraham word die vader van nasies. Hier is jou groot geestelike waarheid vanaand. Lot het gekies wat gemaklik was. Abraham het gekies wat heilig was. Comfort sê, choose what feels good. Consecrated sê, choose what is right. Baie van ons het daai een dingetjie of daai 2 dingetjies, we know that this is the right thing to do, but we don't do it. We know we need to make a phone call. We know we need to forgive. We know we need to speak blessing. We know, but we don't do it. Comfort sê, wat werk vir my? Consecrated sê, wat eer God? Wat werk vir my in omstandighede? Om in te gryp. I want to fix things. Dit werk vir my. Kan ek terugstaan en sê, ek vertrou God. Ek eer God. No matter what happens tomorrow, I honor God. Because ek hoef nie in te gryp nie. Môre se uitspraak goed of sleg, kan nie God se laaste plek vir my wees nie. So hoekom kies ek om dit my laaste plek te maak, my laaste stop? Hier is die praktiese toepassing van Lot en Abraham vir ons. Hoe kies ek en jy elke dag verskillend tussen comfort en consecrated? Kom ons begin by ons liggame. Comfort gaan vir jou elke dag sê, I deserve the food. I deserve the glass of wine. Dit was 'n helse maandag geweest. Weet jy wat? Dit was 'n lang dag. Ek mag hierdie glasie wyn drink. Nou kom Dinsdag. Nou is Dinsdag nog erger as Maandag. Weet jy wat? Ja, dit was 'n helsdag. Ek mag hierdie koekie eet. En so gaan jou week aan. Die verkeer was rof. Ek gaan nou hierdie chocolate in my mond druk. Teen Vrydag aand, weet jy wat, dit was 'n lang week. Ek mag myself bederf. Comfort in terme van jou liggaam konsep gaan vir jou sê jy mag hierdie kos eet. Maar consecrated sê jy doelbewuslik, ek mag dit eet. Maar weet jy wat? In terme van my liggaam, my body is a temple of God. I'm choosing to use it and to utilize it for that reason. Dan kies jy anders. Comfort of consecrated. Hoe lyk dit in my en jou dissipline? Comfort gaan vir jou sê, I'll start tomorrow. Ek gaan môreoggend 5 uur opstaan, al begin ek net vir 5 minute. Ek gaan môre begin. Dit is nie reg nie. Ek gaan môre weer begin. Die dag daarna se môre weer. Daar's so baie môres in party van ons se lewens, nee, dat ek nie weet wanneer hulle môres gaan ophou nie. Consecrated sê, I'll start today. Ek weet nie hoe moeilik dit is nie, maar I'll start today. Gister het ek die nuus gekry, ek wag nie vir die finale bespreking. Ek het klaar iets wat in my lewe gemak geword het in my lewe, wat ek aan vasgryp wanneer ek slegte nuus het, wat ek doen wanneer ek nie met my emosies wil sit nie. Klaar, ek's klaar besig om daai ding vir 21 dae te vas. Nie maar dat God se hart vir my gaan verander of die uitspraak môre skielik gaan verander nie, omdat ek moet kies. Comfort or consecrated? Comfort or consecrated? Hoe lyk comfort en consecrated in jou roeping? Comfort gaan vir jou sê, I will stay net waar ek gemaklik is. Hier waar ek gemaklik is, here I'm staying. Consecrated sê, I will go where God leads me. As God vir jou sê, skuif kerke, dan skuif jy.
As hy op 'n ander plek wil gaan plant, laat hy jou plant. Are you staying where you're safe or are you staying where God leaves you? Die gevaar van comfort is nie altyd sonde nie. Maar comfort kan jou groei stop, comfort kan jou dissipline vernietig, comfort kan jou roeping by jou kom steel en comfort kan gehoorsaamheid vertraag. And delayed obedience is disobedience. Want dis wat comfort doen. Comfort sê, I'll start tomorrow. As ek en jy vandag die ding los, vandag ons chocolate los, if we start and we let go of our sugar addiction, God's asking us to leave something. Onthou die begin van die boodskap. Leave something. So comfort rarely builds covenant. En dis die kern van vanaand se boodskap. Baie selde gaan jou gemak covenant bou. Because to be in covenant and to walk in covenant with God, you need to lay down yourself. En ons vleesie, weet ons nou al van week 1 en week 2 se les, wil nie neergelê word nie. We struggle to surrender. So vanaand is my vraag eerlik vir elkeen van julle. Is ek besig om my gemak te beskerm of is ek besig om aan my roeping te bou? Want what looks comfortable today might cost you something tomorrow. Lot het land A gekies because it looked good and it cost him his city, sy stad het afgebrand. Dit het hom sy pad met die Here gekos, dit het hom sy familie gekos, dit het hom sy vrou gekos, dit het hom sy eer in die gemeenskap gekos. En waar het hy opgeëindig? Hy het opgeëindig in 'n grot, bloot net omdat hy toe die land A gekies het. What looks comfortable today might cost you tomorrow. Abraham het die onbekende gekies en God het hom die nasies gegee. Lot het comfort gekies en hy het alles verloor. So die vraag vanaand is nie, wat lyk beter vir my nie? Die vraag is, waar is God? Is God in land A of is God in land B? En ek sê met 'n eerlike hart vanaand vir julle, ons sal baie selde land B kies, want ons vlees praat hard en ons vlees sê vir ons, daai moet God se bestemming vir my wees, let's go there. En ek wil vir jou vra, dat jy moet stil wees, dat jy moet waak teen die besluite wat jou gees gaan kies, want jou gees kyk met oë, jou oë, Lot se storie sê, hy het gesien, hy het gekyk, hy het gekies. Jou vlees gaan vir jou keuses maak met jou oë. He's not gonna see where God wants to take you. Waak teen die gemak van jou vlees, because what you choose today in comfort will cost you everything tomorrow. En hier is 'n bitter belangrike konsep in die Bybel, Genesis 12, 13 en 14, want ons almal het bietjie van Lot binne ons. Ons almal is geneig om te sê, maar Vader, hoekom laat U dit vir haar toe en nie vir my nie? Here, hoekom is dit vir hulle beskore, maar nie vir my nie? Waak teen die keuses wat jou vlees in gemak maak, because it can cost you everything tomorrow. So ons sluit volgende week af met hierdie reeks. Dan gaan daar weer 'n klein breek wees en dan gaan ons voortgaan weer met 'n ander Facebook live. Maar ek wil regtig julle, hier is by soveel konsepte wat ons vasvat in hierdie lesse. Gaan weer deur hierdie studies. Vat jou e-boek, gaan deur die refleksie vra, ondersoek jou eie hart. Kyk waar die Here jou en die Heilige Gees jou inlei. Doen jou huiswerk, sorteer die dinge uit. And die to yourself, die to that comfortable choices that we make. Ek is saam met julle in hierdie journey. Dis kom ek dit aanbied. En trust my, dit wat ek hier sê, word ek opgetoets. Dit gaan nie net op dooie grond neerval nie. Ek skryf toets op hierdie konsepte. Harde toetse. But I can promise you, the journey of trusting God, knowing
that he will never leave you, never forsake you, that his promises does not change or is not fit to my emotions. His promises is based on his capacity, and that capacity does not change. Whether my omstandighede lyk of dit in lyn is met die blessing of nie, en of dit lyk of dit vrot gaan in my lewe, the promise stands on his capacity. Ons hoef nie in te gryp nie. So ek dink in vanaand is hier soveel comfort vir ons almal, soveel comfort, maar is ook soveel rooi vla. Soveel rooi vla. En wat ek wil hê jy moet weet in die groter boodskap van vanaand is that God is the provider. He's going to provide. But allow him to lead you. So go and put down that thing. Go and leave that place. Los sodat jy die volgende ding kan receive. Leave something so that you can receive something. Vra jouself, wat is in jou hande? Wat moet ek neerlê? Wat moet ek surrender so that I can receive the next thing? Ek sien julle volgende week. Volgende week is ons in Josef se storie. Dan leer ons bietjie wat Josef ons gaan leer oor gemak en comfort. En intussen wens ek vir julle almal 'n baie heerlike naweek, 'n heerlike nagrus. Mag dit goed gaan en be kind to yourself. Lekker slaap julle.